Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot die Here se lof, Psalm 95, die eerste en die tweede verse daarvan. En soos ons bely het met ons votum, dat ons in die teenwoordigheid is van die God van ons jubelende blydskap, so begin Psalm 95 en sê, kom, laat ons jubel voor die Heer, laat ons hom toesing, lof en eer. Die eerste twee verse van Psalm 95 en daarna bely ons geloof saam. Wat 'n voorreg is dit nie om weer vanoggend die naam van die drie-enige God te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou met verootmoediging na die Here se wet. Dit is opgeteken in Eksodus 20 en dit is die wet wat ons lei na die Here Jesus Christus toe. Dit is die wet wat ook die standaard vir ons eie heilige lewens is. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgered het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. 8de gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing weer Psalm 95 in antwoord op die Here se wet, hierdie keer die 3de en die 4de verse. Hy is ons God en herder, hy en ons is die skape in die wei wat uittrek onder sy beskerming. En as julle vandag sy roepstem hoor, verhard julle nie, maar neig julle oor. En merk op die roep van sy ontferming. Die 3de en die 4de verse van Psalm 95 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons bely dat ons afgestomp geraak het vir hierdie wonderlike
heerlike skepping wat U daar gestel het en wat U nog steeds U self openbaar en waarin ons kan sien U majesteit en U heerlikheid en U koningskap oor alles wat daar is. Ons sien in die pragt van die sonsopkoms en ons sien in die wonderlike riviere wat afkom en ons sien in die berge wat gehul is in wolke, sien ons dat U 'n God is wat hierdie skepping in stand hou. En dat orals word U majesteit en die heerlikheid daarin verkondig. Ons bely dat ons of afgestomp geraak het vir die besonderse genade waarin ons by U staan, dat ons die voorreg het om vandag jubelend in U teenwoordigheid te wees, U vriendelike aangesig te ervaar, dat ons vandag die Here Jesus Christus weer eens in al sy majesteit en heerlikheid kan sien, daar waar hy aan U regterhand staan en daar waar hy vir ons intree, met oneindige geduld en met 'n innige ontferming. Ons dank U vir die werking van die Heilige Gees, wat vir ons sê dat hierdie woord wat ons lees, dat dit die waarheid is, wat hierdie woord vir ons ook verklaar en ons bid ook dat die Heilige Gees dan deur U diensknegt sal werk, net soos hy ook deur ander diensknegte werk vandag, om hierdie woord te bring aan die gemeente en die kerk van alle eeue. En daar waar dit tuiskom by die gemeentes en die gelowiges, waar hulle ook al bevind, daar bid ons dat dit geseënd sal wees, dat dit vrug sal dra. 'n Genadige God en hemelse Vader, en dan bid ons dat U in die liefde en die genade, dat U met hierdie wêreld sal wees wat U nie wil ken nie. Dat U met hierdie wêreld sal wees wat onkeerbaar besig is om op hulle eie afgrond heen te spoed. Ons bid dat U die wonderlike raadsplan wat sal bepaal dat ons Here Jesus Christus weer sal kom, dat U dit in die tyd sal voltrek, maar dat al die kinders wat U in die uitverkiesing bepaal het, dat hulle daardie woord sal hoor wat ons nou verkondig, en dat hulle self sal bekeer tot die enigste verlosser wat ons het, die Here Jesus Christus. Amen. Ons het twee skrifgedeeltes wat ons aan die voorhou, die een uit die Evangelie volgens Johannes 6, en dan gaan ons ook etlike verse lees uit die tweede brief van die apostel Paulus aan Timoteus, 2 Timoteus 4. Maar eerstens Johannes 6. Johannes 6 begin deur die gebeure te vertel van hoe die Here Jesus Christus die brood vermeerder het. En daardie gebeurtenis het die mense volgens Johannes so aangegryp, dat hulle hom dadelik selfs met geweld tot koning wou maak. Hulle het so baie gehou van hierdie wonderwerk, hierdie broodvermeerdering. En dan is daar die gedeelte wat vertel hoe dat die Here Jesus Christus en sy disippels oor die see gevaar het, en ons lees weer verder in hoofstuk 6 vers 22. Die volgende dag sien die skare wat oorkant die see gestaan het, dat daar geen ander skei was nie behalwe daardie een waarin sy disippels gegaan het, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die skei gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar ander skuite het van Tiberias aangekom naby die plek waar hulle brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skuite geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek.
En toe hulle hom oor kan die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en glo, wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Al wat my Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit sal opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? En Jesus antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete. En hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van God kom. Hy het die Vader gesien. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe,
so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. En baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer. En hy sê vir hulle, is dit julle tot aanstoot? Hoe dan as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. En Jesus antwoord hulle, het ek nie julle 12 uitverkies nie, en een van julle is 'n duiwel. En hy het bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. En dan lees ons 'n kort gedeelte uit die brief van die apostel Paulus aan Timoteus, daar in die 4de hoofstuk, die 1ste vers. Sê Paulus vir Timoteus, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Kom ons antwoord nou daarop deur Psalm 107 te sing. Psalm 107, die 1ste en die 3de verse. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Die 1ste en die 3de verse van Psalm 107. Amen.
Johannes 6 vers 67. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Geliefdes, wat sou u sê is gevaarliker? Onoortuigend buite die kerk of half oortuig maar darm binne in die kerk? Dis tog seker beter om binne in die kerk te wees, al glo jy nie werklik alles wat in die Bybel staan nie. Hier is darm 'n kans dat jy een of ander tyd tot bekering sal kom. En om kerk toe te kom, dit help daarom min of meer dat jy op die regte pad bly. Terselfdertyd erken ons en ons weet dat die onoortuigde kerkganger is net so verlore as die grootste ateïs of heiden daar buite. Trouwens, as ons so daaraan dink, dan is dit eintlik gevaarliker binne in die kerk as daar buite. Want daar buite is dit immers duidelik dat iemand besig is om verlore te gaan, maar hier binne is ons geneig om gerus te raak. Ons redeneer miskien, omdat ons kerk toe kom, is ons saak met die Here reg. Nou kom die Here met 'n snaakse vraag na ons toe. Ons, die klein groepie wat vandag hier is. Dis 'n ongemaklike vraag. Die Here vra vir ons vandag, wil julle nie ook weggaan nie? Is jy seker jy is op die regte plek? Is jy seker van jou saak? En dis eintlik 'n vraag wat ons by die metodiste of die charismate sal verwag, nie in 'n gereformeerde kerk nie. Dis 'n vraag wat die kerkgangers voor 'n keuse stel. En daarvan hou ons doppers nie. Ons wil nie bepreek word asof ons rou heidene is nie. Ons het ons paas en ons oupas, en hulle was nog altyd kerkmense, en dit gaan tog nie oor my keuse nie. Ons is mense wat glo in God se uitverkiesing. Wat ons nog ongemakliker maak rondom hierdie vraag, is dat daai vraag nie gerig is aan die groot menigte daar buite nie, die skrifgeleerdes en die fariseërs se teenwoordigheid, dit word nie eers vermeld hier nie. Nee, Jesus vra die vraag aan sy disippels. Nie sy disippels in die algemeen nie, nie daardie groot groep volgelinge wat ook disippels genoem word nie. Nee, hierdie vraag kom na die 12 toe, die binnekring, die wat later as apostels bekend sou staan, die wat die naaste aan hom was. Wil julle nie ook weggaan nie? Daar's baie wat al reeds weggegaan het. Baie vir wie hierdie woord hart is. Baie wat nie meer daarna kan luister nie. Dis 'n woord wat aanstoot gee. Vandag is dit nog steeds so. Vandag nog is daar steeds geen woord in die wêreld wat mense so afsit nie. Geen ander woord nie. Daar's geen persoon, geen God wat groter aanstoot gee as die persoon van die ware Jesus nie. Daardie persoon in sy woord sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Net die wat in hom glo. Vir die Jode is hy 'n struikelblok, hulle val gedurig oor hom. Vir die Grieke is hy dwaasheid. Want watter mens kan nou glo in 'n God wat homself as 'n offerande aangebied het? Dis mos dwaasheid. Dis 'n bietjie dik vir 'n daler. Dis 'n taai toffie om te kou. Die Islamiete en die Jodendom sê ook nee om 'n ander rede. Hulle redeneer, sê vir ons eerder wat ons moet doen om die werke van God te volbring. Soos die Jode ook hier in ons skrifgedeelte vra. Die klem lê op wat hulle moet doen. En so is dit vandag nog, die Islamiet en die Jood wil homself red deur sy werk, deur sy doen. Hy wil na God opklim
deur 'n leer van werke wil hy na God opklim. Maar dan sê die New Ager, die moeder aarde aanbidders, hulle sê hierdie blanke heidene van vandag, ek gaan die godheid in myself ontwikkel. Ek gaan self soos God word. Ek gaan self soos God word. So Jesus was volgens hulle net 'n goeie leermeester. Maar daar is ook baie ander goeie leermeesters. Ek sal my eie verlosser wees. Maar dan sê die geleerde professore en die teoloë, hulle, Paulus noem hulle die rede twisters van hierdie eeu, hulle sê, ja, hierdie woord is tog maar hard. Wie kan daarna luister? Hoe kan die mens sê, ek het uit die hemel neergedaal? Hoe kan hierdie woord sê dat God se geboorte, Jesus se geboorte, dat dit maagdelik was? Is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? 'n maagdelike geboorte is mos nie moontlik nie. Maar dis nie al nie, sê die Here Jesus, soos ons in vers 62 gelees het. Wat sal julle sê as ek vir julle moet laat weet dat die seun van die mens sal weer opvaar na waar hy tevore was? Nee, sê die slim manne van die godsdienstfakulteite aan die universiteite, dis nie moontlik nie. Hierdie opstanding en hemelvaart, dit ook, dis mos nie moontlik nie. Hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? En binne in die kerk hoor jy ook die volk murmureer, dis die woord wat ons skrifgedeelte gebruik. Die Jode en die volgelinge van Jesus het gemurmureer. Net soos die Israeliete destyds in die woestyn gemurmureer het. Toe hulle deur die manna uit die hemel onderhou was, het hulle gemurmureer. Die een dag het die Here 'n broodwonder gedoen. Hy het brood soos manna uit die hemel laat neerdaal, maar vandag doen hy dit nie meer nie. En hulle sê vir hom, watter teken doen hy dan, sodat ons kan sien en nie glo? Wat werk hy? Hulle soek die tekens in die godsdiens. Die charismate soek die wondergenesings, die stukkies goud uit die lug. Hulle wil sien hoe mense in hulle stoele genees word. Maar nou bied die Here Jesus hulle slegs een ding, die waarheid, woorde van waarheid. Gee vir ons brood uit die lug, vra die mense vandag nog. Gee tog dat die rand nie verder daal nie. Gee tog dat ons met reën geseën word of dat die te veel reën nou sal ophou. Gee tog dat die Here vir ons 'n leier sal gee wat alle Suid-Afrikaners bymekaar sal trek, 'n leier wat ons uit hierdie politieke en ekonomiese gemors sal lei. In die verlede was dit vir ons 'n teken genoeg. Die feit toe ons 'n Christen was, dat dit vir ons brood op die tafel gebring het. Dit het selfs goed gelyk op 'n werkaansoekvorm, dat ons aan 'n gereformeerde kerk behoort het. Daar was die dae toe 'n dominee se getuieskrif vir ons 'n deur of twee kon oopmaak, maar daai dae is verby. Daar was 'n tyd toe ons, terwille van status en invloed in die kerk was, toe lidmaatskap van een van die 3 susterskerke, toe dit nog 'n vereiste was om 'n lid van die Broederbond te wees. En die Broederbond lidmaatskap het toe baie deure vir 'n man oopgemaak. Daardie dae is ook verby. Daar was baie in daardie tyd, om politieke en ekonomiese redes. Na die broodwonder het die menigte gesê, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld inkom. En toe Jesus merk dat hulle hom wou neem en met geweld koning maak, het hy weggegaan. So het ons, lees ons in die eerste gedeelte van hoofstuk 6. So daar is van tyd tot tyd mense wat die Here Jesus volg, omdat hulle 'n broodkoning soek.
'n charismatiese leier wat die volk van onderdrukking sal bevry, maar dit sou die Here Jesus nooit wees nie, nie toe nie en ook nie vandag nie. Nee, geliefdes, ons beweeg nou stadig maar seker na 'n tyd waar dit vir ons al hoe moeiliker sal wees om 'n gelowige te wees. Die deure sal eerder vir ons begin toegaan, juis omdat ons 'n disipel is van die Here Jesus. Voorwaar, julle soek my omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Daar is nog steeds baie mense wat Jesus om daardie rede soek en daar is baie amper gelowiges wat om dieselfde rede van die een geloofsgenesingsgeleentheid saamtrek en van die een na die ander beweeg. Hulle wil 'n voorspoed godsdienst hê. Hulle wil godsdienst hê wat sê dat jou geloof in Jesus Christus, dat dit vir jou gesondheid sal bring. Dat reën uit die lug noodwendig op jou gebede sal volg. Dis 'n geloof wat vir jou brood en vleis en nagereg op jou tafel sal sit. En as dit nie meer daar is nie, dan sal u die volk hoor murmureer. En so lees ons, baie van sy disippels het weggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. En die Here Jesus stel daardie klompie, die wat oorgebly het, stel hy dan voor 'n keuse, wil julle nie ook weggaan nie? Die Here wil van sy ware kerk 'n belydenis hê. Hoor u die bruidegom, geliefdes, gehoor u die bruidegom wat 'n liefdesverklaring van sy bruid soek. Dit is so. Die Here stel ons voor 'n keuse. Jy moet kies. Maar let 'n bietjie op. Ook hierdie keuse val binne die raamwerk van God se uitverkiesing. Die Here praat van al die wat sy Vader hom sal gee. En Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie. En niemand kan na hom toe kom as dit hom nie deur sy Vader gegee is nie. Dis die woorde van die Heilige Skrif wat getuig van God se uitverkiesing. Maar dan sien ons ook dat hierdie woord hard is. Dis juis vanweë hierdie woorde immers dat baie van sy disippels teruggegaan het en nie meer saam met hom gewandel het nie. Dis juis die leer van die uitverkiesing wat nog altyd 'n kenmerk van die gereformeerde kerk was. Die uitverkiesingsleer het gemaak dat baie nie meer in die gereformeerde kerk wil wandel nie. Dat baie vir hulle 'n ander kerk gaan soek het. Dat hulle 'n God kan dien wat die keuses aan hulle oorlaat. Dat hulle 'n God kan dien wat op hulle gevoelens reageer. En dat hulle die Here daar kan dien soos hulle wil. As ek naweek wil kerk toe gaan, dan sal ek dit doen. As ek naweek familiefees wil hou, dis ook my saak. Is dit die Vader aan wie die Here Jesus ons voorstel in hierdie skrifgedeelte? Die Here wat wag op menslike besluite? Die Here wat hom laat skik deur menslike willekeur? Is sy genade afhanklik van ons geloof? Nee, hy is die een wat stuur. Die Here Jesus het gekom om die wil van die Vader te doen wat hom gestuur het. Die Vader is die een wat die brood uit die hemel gee. Die Seun leef deur die Vader. Dit is deur die Vader dat die Seun die gelowiges in die laaste dag sal opwek. So broeders en susters, hierdie Seun kom van die lewende God. Dat ons sidder en beef voor hierdie God se heilige aangesig. Hy is nie ons Pappie in die hemel nie. Ons kan hom nie dien soos ons wil nie. Ons kan nie die Here Jesus in die vakkie plaas waar dit ons pas nie.
Hy sal nie die Afrikaner volk se broodkoning wees nie. Hy sal nie die materialistiese mense voorspoed gooitjie wees nie. Hy sal nie ons Vader Kersfees gooitjie wees nie. Die liewe Jesus, pap babetjie in die krib, dit sal hy nie wees nie. Niks van die Suid-Afrikaner se opgekliste emosies sal hulle by die Vader tuisbring nie. Hoe opreg daardie emosies ook al is. Niks van ons goeie werke sal ons by die Vader tuisbring nie. Net hy kan ons by die Vader tuisbring. Net hy is die brood van die lewe. Net hy wat Jesus se vlees eet en sy bloed drink. Net hy het die ewige lewe. En so het Moses ook geskrywe dat die mens nie alleen sal lewe van die aardse brood nie, maar dat die mens sal lewe van alles, van elke woord wat by die mond van die Here uitgaan. Dis Deuteronomium 8. Maar dis 'n harde woord. Dis 'n woord wat om 'n ware geloof vra. En daaruit volg dan ook die harde vraag aan die kerk. Wil julle nie ook weggaan nie? En die seun se vraag kom spesifiek na die gereformeerde kerke toe. Elke kerk met 'n gereformeerde belydenis in Suid-Afrika, ook die gereformeerde kerk hier op Koelsberg, die 12 getroues wat oorgebly het. Wil julle nie ook weggaan nie? Wil julle nog die gereformeerde kerk in Suid-Afrika wees? Daar is ander Afrikaanse kerke wat ook die naam gereformeerd dra. Daar is ander kerke wat ook die naam Christelik dra. Om elke hoek en draai is daar nou 'n ministry wat die naam kerk dra. Hulle lê die hele sosiale media vol, jy kan kies of keer. Jy hoef nie eers ordentlike klere aan te trek om dit te ervaar nie. Sien julle nog 'n plek vir die gereformeerde kerk van Suid-Afrika in hierdie land? Wil ons nog voortgaan om die gereformeerde vaandel hoog te hou, of wil ons nie maar weggaan nie? Daar is baie wat nie meer met ons wil wandel nie. Daar sal 'n tyd wees, so het Paulus aan Timoteus geskryf, dat hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, dat hulle vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Volgens menseregte, volgens hulle vroueregte, volgens hulle gay-regte, volgens al die regte wat die eie ek vir homself opeis. En nou word dit al hoe eensamer rondom die gereformeerde vuurtjie. Wat sal ons doen? Die Here Jesus het daardie eensaamheid geken, want net in die volgende hoofstuk 7 lees ons, dat hy nie in Juda kon rondgaan nie, want die Jode wou hom doodmaak. Ons lees dat sy eie broers hom bespot het, omdat hulle nie in hom geglo het nie. Die wêreld het hom inderdaad gehaat, soos dit daar staan. Maar van die klein klompie, van die 12, wil die Here egter 'n belydenis hê. Die bruidegom soek 'n liefdesverklaring van sy bruid. Ook in hierdie gemeente mag daar onoortuigde kerkgangers wees, mag dit tog so wees dat dit nie een van u is nie. Baie sal in daardie dag vir hom sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer nie, en hy sal dan aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my. Gee tog dat dit nie een van ons is nie. Maar intussen sal elkeen van ons daai vraag moet antwoord. Wil julle nie ook weggaan nie? En vir my is daar een antwoord, en dis die belydenis van die apostel Petrus. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Amen.
Kom laat ons dank. Onse hemelse Vader, wanneer ons eendag voor daardie groot wit troon staan waarvan ons lees in Openbaring 20, in die boeke word geopen, mag dit wees dat ons name wat daar geskrywe is nog voor die grondlegging van die wêreld, dat ons name daar sal staan, dat ons deel sal wees van diegene wat U in alle opregtheid bely het, diegene wat nie dubbelhartig was nie, diegene wat nie hulle rug op ons Here Jesus Christus gedraai het nie, ten spyte daarvan dat hy nooit ooit gewild was nie. Ons bid dat U ons sal help om standvastig te bly in hierdie tyd, en terselfdertyd dank ons U daarvoor. Ons het gesing dat U Seun Jesus Christus, dat hy die herder is en ons die skape van sy wy, en ons het ook gelees in hierdie skrifgedeelte dat elkeen wat aan hom behoort, sal hy vashou. Mag dit so wees dan, dat U almal in hierdie gemeente en almal wat hierdie woord hoor, dat U hulle deur die Heilige Gees sal vashou in hierdie waarheid. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 72. Psalm 72, die 2de, die 3de en die 10de verse 2, 3 en 10. O salige ryk, waar enkel vrede oor berge en heuwels sweef, die vors na Gods geregtighede sal heers oor wat daar leef. Verse 2, 3 en 10 van Psalm 72.
ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, sal julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen. Amen.